Die verhaal van Kain en Abel. Onthou julle vir Adam en Eva, maats? Adam en Eva was mos die eerste mense op aarde en die Here het hulle in die tuin van Eden laat woon. Maar daar was een reël wat hulle moes nakom. Kan julle onthou wat dit was? Ja, maats, hulle mag nie van die boom van kennis van goed en kwaad se vrugte geëet het nie. Was hulle gehoorsaam? Nee, hulle was nie en God moes hulle straf. Hy het hulle uit die tuin van Eden gestuur en hulle moes van toe af hard werk en swaar kry om aan die lewe te bly. Buite die tuin van Eden is die aarde dor, warm en droog. Moeg, alleen en bang soek Adam en Eva totdat hulle 'n plek kry om 'n huis te bou. Onthou jy hoe mooi Eden was, Adam? As ons maar net... Ai... Dis ons eie skuld, want ons was ongehoorsaam aan God. Ek sal ons kinders leer om God lief te hê en te gehoorsaam. Ek wil nie hê hulle moet dieselfde fout maak nie. Kom ons luister wat gebeur toe met Adam en Eva nadat hulle uit die tuin gestuur is. Nie lank daarna nie, het Eva 'n seentjie gekry. Sy het hom Kain genoem. Kain beteken in die hande kry. Eva het gesê, Ek het 'n seun in die hande gekry. Ek kan tog ook soos die Here lewe gee. 'n ruk daarna het sy 'n tweede seentjie gekry. Hierdie keer was sy nie so seker van haarself nie. Sy het hom Abel genoem, wat beteken niks werd. Toe het die twee boeties groot geword. Abel het met diere geboer en Kain het met koring geboer. Maats, Kain was Adam en Eva se eerste kind. Toe Kain ouer word, het hy 'n landbouer geword. Dit beteken hy het gesaai, geploeg en geoes op die lande. Abel was 'n veeboer. Maats, die Ou Testament is mos die eerste boeke wat jy kan lees in die Bybel, oor alles wat gebeur het voordat Jesus vir ons gebore is. Wel, in die Ou Testament was die werk van 'n veeboer baie belangriker as die werk van 'n landboer. So dit beteken, in die tyd van die Ou Testament was Abel se werk as veeboer belangriker as Kain se werk as landbouer. Adam het sy seuns Kain en Abel van die Here geleer. God het die aarde gemaak en alles wat ons het. God het selfs my lammetjie vir my gegee. Skape is dom. Hoe kan ek vir hom dankie sê, pappa? Wanneer jy ouer is, Abel, kan jy vir God die beste van al jou kudde gee. Hy het gesê, ons moet offers bring om ons dankbaarheid te wys. Kain het in die Here geglo. Hy het besluit om vir die Here dankie te sê vir alles wat hy vir hom gegee het. Hy het toe 'n paar koringgerwe na 'n spesiale plek gevat en dit op 'n altaar neergesit. Maar Abel het ook in die Here geglo. Hy het lammetjies spesiaal uitgesoek vir God. Hy het hulle na die altaar gebring en die Here het geweet Abel bedoel regtig om vir die Here dankie te sê. Daarom het hy van Abel se offer gehou. Hy het ook geweet Kain het hom nie regtig lief nie. Daarom het hy nie van Kain se offer gehou nie. Abel is besig om sy altaar te bou, waarop hy vir God die beste van sy kudde sal offer. God is tevrede met Abel se geskenk, maar hou egter niks van die hart waarmee Kain vir hom 'n geskenk bring nie. Waarom is God tevrede met Abel en nie met my nie? Dis onregverdig. Maats, Kain en sy broer Abel het albei besluit om vir God 'n geskenk te offer. Kain het sommer net gekies sonder om die beste uit te kies. Hy het 'n offer van sy lande vir die Here gebring. Al het Abel se naam in Hebreëus niks beteken, was hy nie in God se oë niks nie. God het vir hom 'n belangrike werk gegee, die werk as 'n veeboer. Toe Abel vir die Here moes dankie sê met 'n offer, het hy die vetste lammetjies uit sy trop vir God gekies as geskenk. God was baie gelukkig met Abel se geskenk, omdat hy kon sien, Abel was opreg. God het nie Kain se geskenk aanvaar nie. Hy het eintlik gesê, nee dankie Kain, ek kan sien jy bedoel nie eintlik om vir my 'n persent te gee nie. Jy is nie opreg nie.
Kom ons luister wat sê die Bybel het verder gebeur. Hieroor was Kain woedend. Hy het sommer met 'n lang gesig rondgeloop. Die Here het toe vir Kain gevra: "Hoekom is jy so kwaad? Hoekom loop jy rond met 'n lang gesig? As jy regtig vir my lief was, sou jy nou ook gelukkig gewees het. Jy moet oppas, sonde word maklik 'n mens se baas. Dan doen 'n mens al meer sonde. Jy moet regtig daarteen veg." Solank Abel in die omtrek is, sal hy altyd die gunsteling wees. God het gesê, ek kan kies om mag te hê oor my sonde, maar ek kies eerder om nie my broer te hê nie. Kain het nie na die Here geluister nie. Hy was al meer jaloers op Abel en het dit ook vir hom gesê. Eendag was hulle albei alleen in die veld. Kain het weer met Abel gestry. Hy het so kwaad vir Abel geword, dat 'n verskriklike ding gebeur het. Hy het sy boetie doodgeslaan. Kain het van die Here vergeet, maar die Here het nie van Kain vergeet nie. Hy het na Kain gesoek. Toe hy by hom kom, vra hy: "Kain, waar is jou boetie Abel?" Kain het hom sommer vererg en geantwoord: "Hoe moet ek weet? Ek is mos nie my boetie se oppasser nie." Maats, Kain was baie vies en het nors rondgeloop. Sy uiterlik het gewys hoe sy hart voel. Dink julle God het hom net gelos? Nee, God is vir ons soos 'n pappa. Toe hy sien Kain kry homself jammer, het hy gevra: "Wat is fout, Kain?" Kain was sommer ongeskik en het nie eers met God gepraat nie. Hy was so jaloers en vies vir sy broer, omdat God sy offer aanvaar het, dat hy vir Abel doodgemaak het. En maats, toe God vir Kain gevra het waar sy boetie is, het God hom eintlik kans gegee om die waarheid te vertel oor die verkeerde ding wat hy gedoen het, maar Kain was baie onvriendelik en sarkasties met die Here. Maar maats, God weet alles. Mens kan niks vir God wegsteek nie. God sê toe vir Kain: "Jou broer se bloed roep na my, daar waar dit op die grond geval het. Van nou af sal jy aarde jou geen opbrengs gee nie. Jy sal oor die aarde swerf tot die dag van jou dood." Asseblief God, my straf is te groot om te dra. Kom ons lees hoe dit in die Bybel staan. Daarom het God vir Kain gesê: "Wat het jy tog aangevang? Ek weet jy het jou boetie doodgemaak. Omdat jy dit gedoen het, sal dit baie sleg met jou gaan. Jy's mos 'n saaiboer. Gewoonlik groei saad wat jy saai sommer maklik, maar nou het jou boetie se bloed op die grond gedrup. Jy kan nou maar ploeg en saai, die saad sal nie opkom nie. Jy sal nie meer op jou grond kan bly nie. Jy sal moet vlug en van plek na plek moet rondtrek." Kain het vir die Here gesê: "Here, my sonde en straf is so groot, ek kan dit nie dra nie. Boonop jaag u my van my grond af weg. Ek moet nou ook vir u vlug, want u is kwaad vir my. Ek word 'n swerwer en 'n vlugteling. Ek het geen familie wat vir my kan sorg nie. Enige een wat my raakloop, sal my sommer wil doodslaan." Die Here het nog altyd vir Kain omgegee, al het Kain 'n verskriklike ding gedoen. Daarom het die Here gesê: "As iemand Kain doodslaan, sal iets verskrikliks met hom gebeur." Die Here het toe beloof om Kain te beskerm, sodat niemand hom kon doodslaan nie. Kain het toe van die Here af weggegaan en in 'n ander land gaan bly. Maats, nou moes God vir Kain straf. Sy straf was dat Kain nie weer 'n land sou kry waar hy tuis sou voel nie. Sy oeste sou ook nooit weer goed wees nie. Maar Kain is nog steeds nie jammer oor sy slegte dade nie. Hy is net bang vir sy swaar straf. En weet julle wat? Selfs nou los die Here nie vir Kain alleen nie. God het 'n merk op Kain se voorkop gemaak. Dit sou mense afskrik om Kain dood te maak as hy in hulle land sou aankom. Want onthou, hy het nie meer sy eie land gehad nie. Hoe hierdie merk gelyk het, weet ons nie presies nie. Maats, jaloesie bring altyd moeilikheid tussen mense. Baie van ons bekleierery gaan eintlik net oor die eie ek, wat vir ons belangriker is as God of enigiemand anders.
Ons wil die belangrikste wees in ons eie lewe en dit veroorsaak net moeilikheid vir ons. Die Here weet wanneer ons onsself belangriker ag as vir hom. Hy weet altyd wat in ons harte aangaan. God kyk nie na ons soos mense na ons kyk nie. God kyk na wat in ons harte aan die gang is. Het banke wat kraak en al hulle goedjies is van liefde gemaak. Oupa weet alles, oupa is groot. Ouma kyk altyd met Jesus se oë. Gryse hare, geskenk aan die kinders van die